Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend wil ek jou bedien uit die woord van God uit en dit gaan kom uit Lukas 4 en uit Matteus 4 uit. Nou, laasweek het ons stilgestaan daarby dat as die 7 geeste van God op jou rus, soos wat hulle op Jesus gerus het, en as jy vol van die Heilige Gees is, hoe jy dan lyk in gees. En ons het gesien, dit is hoe lief God jou het, dat hy jou graag so wil seën. So voordat ons vandag verder gaan, kom ons bid saam en ons vra die Here om ons ontvanklik te maak vir sy woord, sodat ons niks sal mis wat hy in sy woord vir ons wil openbaar nie. Abba Vader, baie dankie vir u woord wat ons leer, u woord wat ons tigtig, u woord wat ons help verander. Dankie Heilige Gees dat u binnekant in ons is. En Jesus, dankie vir u voltooide werke aan die kruis. Ons bid nou, Here, dat ons dit sal ervaar en Here, dat u ons sal aanraak terwyl ons na u woord luister. In Jesus naam. Amen. Nou baie keer wonder ek en jy as kind van God en vra ons hierdie vraag: wanneer sal goed ophou? Hoekom werk dit so? As ek 'n kind van God is, hoekom gaan ek deur hierdie struggles, hoekom gaan ek deur hierdie geestelike gevegte? Nou vir my is die antwoord altyd op een plek wat ek kan vertrou, en dit is by Jesus. Hoe het Jesus deur dit gegaan en wat het hy vir my gedoen? Nou Lukas 4 vers 1 staan daar: en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei. Om wat het gebeur nadat hy in die woestyn ingelei is vol van die Heilige Gees deur die Gees van God? Jesus se eerste wat met hom gebeur het, is net nadat God vir hom gesê het, hy is sy geliefde seun, was om die vyand te gaan face, Satan te gaan face, die duiwel te gaan face, in daardie plek van versoekinge, daar op die berg van versoekinge. Nou God se woord sê vir jou en vir my baie duidelik, dat God speel nie speletjies om ons in versoekinge te lei nie, maar hy toets ons wel, ons geloof. So wat doen die vyand? Hy speel hierdie ou speletjie, wat hy al begin speel het, met Adam en Eva in die paradys. Hy verander nooit van kleur nie. Hy is nog steeds daar die draak, daar die slang, wat 'n mensenmoordenaar is, wat 'n dief is, wat 'n leienaar is. Nou ons lees hier in Matteus 4, en nadat Jesus 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En hier sien ons dat hy nie alleen was in hierdie woestyn nie. Daar is iets en iemand gewees wat hom dopgehou het. En hier sê die woord, en die versoeker het na hom gekom en gesê: as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En hier kom ons agter, is die eerste versoeking waarmee Satan gekom het, was die vleeslike versoeking. Net soos wat hy in daardie tuin van Eden na Adam en Eva toe gekom het in die vleeslike, met die sintuie, om die versoeking te bring, so het hy ook
met Jesus gemaak, daar toe Jesus na 40 dae honger was. Kom hy na Jesus toe en hy sê, as jy die seun van God is, sê dan vir hierdie brode, hierdie klippe om gou gebrode te word, want die vyand het geweet, Jesus is honger. Hy het dit geweet, want hy het hom dopgehou, hy het geweet dat Jesus in die woestyn gegaan het, om te vas en te bid. Wat doen hy met jou en my? Wat het hy met Eva gedoen? Hy het Eva se sintuie aangeval. Nou wat gebeur met jou en my? Ons sintuie, met ander woorde wat ons sien, wat ons hoor, wat ons voel, en wat ons proe, wat ons ruik, is ons liggaamlike dimensie. So ons het 'n liggaam, en dan weet ons ook, ons is 'n geesmens wat 'n siel het, wat in 'n liggaam woon. So eerste kom hy om ons sintuie in versoeking te bring. Want die woord sê vir jou baie duidelik, pas op wat jy hoor, dat daar nie bygevoeg word nie. En ek kan jou verseker, jy gaan vandag in die week goed lees wat jou ontstel. Jy gaan goed hoor wat jou ontstel. Nou wat gebeur dan met jou en met my? Ons kom by daardie plek dat ons in twyfel gebring word, is ons kind van God? Is ons sterk genoeg vir hierdie goed? En wat antwoord Jesus vir die duiwel? Hy sê duidelik hierso, ek leef uit elke woord uit wat uit die mond van God uitkom. Dit is daar geskrywe. En dis hoekom ons die Bybel lees, om te kan sien, is dit God wat dit gesê het. So ons moet ophou leef uit die mond uit, wat mense skryf, of wat mense sê, wat ons hoor, en ons moet kom by die plek, wat het uit God se mond uitgekom? Wat het hy gesê oor my? As God vir my gesê het, by die Jordaan van my lewe, daar waar hy my gevul het met die Heilige Gees, daar waar die 7 geeste van God op my gerus het, dat hy my lief het, verander dit nie. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Dit sal nie verander nie. Die tweede, toe neem die duiwel hom na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en hy sê vir Jesus, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Baie mense maak die fout om te dink dat die vyand, Satan, God se woord nie ken nie. Hy het hier presies aangehaal wat in Psalm 91 staan. Hy het die woord aangehaal. Jy sal baie keer hoor mense kom en mense sê, die vyand kom net vir jou swak plek. Hy kom nie net vir jou swak plek nie. Hy het na Jesus toe gekom, toe Jesus vol was van die Heilige Gees. Toe Jesus deur die Gees van God die woestyn ingelei is. Ons het klaar gekyk hoe hy in vlees probeer het om Jesus te versoek. Nou kyk ons wat het gebeur in Jesus se sielsdimensie, want hy kom vir jou siel. En daardie wat hy hom op die tempel laat staan het, en vir hom gesê het, as jy die seun van God is, spring hier af. Hy kom by daardie versoeking in jou siel, om vir jou soveel verskillende koninkryke te wys. Hy kom met dit na jou toe, en hierdie is nie fisiese koninkryke nie. Hierdie is koninkryke wat in gees was, koninkryke wat joune en myne is, wat aan my behoort, wat aan jou behoort, want God het vir jou gesê, ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel, jy sal oopsluit, jy sal toesluit,
En die vyand kom en hy wys in 'n oomblikse tyd vir Jesus hierdie koninkryke, sodat Jesus daardie koninkryke moet kan kies. Hoe maklik val ek en jy nie ook in die plek van ongeregtigheid nie? Want ons vergeet dat dit Satan Lucifer se plek was om die worship te lei in die hemel. Ons vergeet dat hy die hemel beter ken as wat ek en jy dit ken. En daarom kom hy en hy kom met hierdie koninkryke. Hy wil hierdie goed aan ons verkoop, wat ongeregtigheid in ons veroorsaak. Net daai bietjie van iets, die Here is nie meer vir my die belangrikste nie. Ek begin goed bo hom sit. Net daardie bietjie wat hy my visie verskuif na ander koninkryke toe, kan maak dat hy my siel so belieg, so bedrieg, dat hy as mensemoordenaar my siel wil kom doodmaak. En daar het Jesus vir hom so baie duidelik gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Daar staan geskrywe. Weer het Jesus hom geantwoord uit wat uit die mond van God uitkom. Daar staan geskrywe. En wat staan vir jou en my opgeskrywe? Ek het nie die vyand se koninkryk nodig nie, wat hy vir my wys nie. En ek moet pas op wat hy vir my wys, want dit deceive my. Net so het hy gekom en hy het vir Eva daardie boom gewys, dat sy naderhand gesien het, hierdie boom is goed om van te eet. So hy kom en hy draai vir jou om, dit wat kwaad is, dit wat sleg is, dat jy naderhand dink, dit is goed. Hier kom dit die woorde, weer neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke, en hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan jou gee, as jy neerval en my aanbid. En Jesus sê vir hom, op sy naam wie hy is, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom moet jy alleen dien. Wat kan ons hier sien? Ons sien hier, dat Satan nog steeds daardie idee het, dat hy aanbid moet word, dat hy God se plek in jou lewe moet vat. En hier kom Jesus en hy sê vir hom op sy naam, Satan, hoe belangrik is dit nie vir jou en vir my, om die goed te kan erken, wat ons gees aanval, ons gees in versoeking bring nie. Dis die derde plek van versoeking, jou geloof wat erin kom, om jou geloof af te breek, sodat jy sal val in daardie plek. En toe die versoekinge verby was, toe kom engele, wat nie meer gevalle engele is nie, na Jesus toe, om hom te dien. En dit is wat God se woord vir jou en vir my sê, hy sal ons beskerm, hy sal aan engele die opdrag gee, aangaande ons, om ons te beskerm. En dan kan jy daar lees, in Lukas 4 vers 13, en toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy tyd lank van Jesus afgewyk. 'n tyd lank. Hoeveel te meer gaan hy nie 'n tyd lank, 'n kort rukkie van jou en van my af weggaan, om weer terug te kom, om ons te versoek nie. Kan ek vir jou iets los om oor te dink? Die vyand gee nie om of jy 'n kind van God is nie, of jy in vas en bid is nie, of jy vol is van die Heilige Gees nie, of die Gees van God jou lei nie. Hy gee nie om nie. En die eerste iets wat Jesus gaan doen het, was soos die woord vir ons sê,
Jesus het gekom om die mag van die vyand te verbreek. Dat ek en jy moet waak en bid en nugter wees. Want hy kom soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hy gaan kom vir jou vlees, deur jou sintuie, wat jy beleef, wat triggers laat afgaan. Hy gaan kom in jou sielsdimensie, wat jou in gevoel wil laat val. Hy gaan kom in die dimensie om jou geloof in jou gees, wat sterk is, aan te val en af te breek. Hierdie woord sê vir my in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Kom sê hy in my, want Jesus weet, die vyand werk deur vlees en bloed, wat ons nie kan sien, wat hy agter is nie. En daarom sê hy, daar's vrede in hom. Jesus kom, hy sê, julle sal verdrukking hê in die wêreld. Maar dan los hy ons met hierdie woorde, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed, Jesus het die wêreldse verdrukking oorwin. En ek wil net hierdie laaste skrif met jou deel. 1 Johannes 3 vers 8, die B-gedeelte. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. So moenie dink jy is op 'n bad plek as hierdie goed met jou gebeur nie. Jy is op 'n plek waar Jesus vir jou reeds oorwin het. Jy is geseën om te oorwin. En ja, ek weet, dis nie maklik nie. Ek weet, ons voel baie keer na opgee. Ons kan dit nie verstaan nie. Maar een iets moet jy aan vashou. Jesus het gekom om die vyand se werke te verbreek. En wanneer daardie versoekinge kom, kan jy hom op een manier teestaan en terug antwoord. Daar staan geskrywe. As die vyand na jou toe kom, met daardie verharding van hart, daar staan geskrywe, 490 keer kan ek vergewe. As die vyand na jou toe kom, met siekte, met swakheid, daar staan geskrywe, deur die wonde van Jesus, het daar vir my genesing gekom. Vader, dankie dat ek in Jesus naam kan bid en kan vra, dat U ons sal leer wat daar staan, wat geskrywe is. Here, dat ek daardie swaard kan oplig in Jesus naam, en dat ek weet, maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak wat ek dink nie, wat die waarheid is ek is vol van die Heilige Gees, die Gees van God is op my, en Vader, U het my lief, en Jesus, U het die vyand oorwin, uitgeklee, uitgelewer. Amen.